Ja, ons sê baie welkom vir almal vanmôre hier. Ons gaan vanmôre die tweede les raamwerk, gereedskapskas raamwerk doen. Julle toolbox om die werk van die Here te doen, want almal is geroep vir voltydsbediening, omdat ons almal voltyds leef. Wie leef voltyds? Ek meen jy haal asem voltyds, jou hart op voltyds, vir wie? Nie vir jouself nie, vir hom wie jou geskaap het. Sê amen. Wanneer ons dit ontdek, begin ons waarlik lewe. Dan gaan ons lewe sin maak. Nou gaan ek die tweede raamwerk met julle doen. Hy's getitel Nuut gebore en ek het hier bygeskryf nuut geestelik gebore. Baie belangrike raamwerk om 'n baie belangrike behoefte aan te spreek. So wat se behoefte spreek dit aan? Spreek aan geestelike stompheid. Geestelike domastandheid, stompheid, anderwoorde geen geestelikheid. Dis mense wat vasgevang is in die ongelukkigheid van hulle omstandighede. Hulle dink hulle omstandighede is die ding. Dit raak eintlik hulle afgod. Hulle is heeltemal onder die omstandighede. Die pastoor, dan praat jy oor my. Wel, dan is die woord vir jou. Maar ken jy mense wat so voel? Is daar mense in jou omgewing? Is daar familie, vriende, wat jy van weet? Wat so absoluut onder die omstandighede. Al wat hulle kan praat, is omstandighede. Is asof die omstandighede hulle beheer. Nou hierdie skrifgedeelte beskryf eintlik hulle toestand. Jakobus 3 vers 16. Waar afguns is, het selfsug, anderwoorde ongeestelikheid, is daar wanorde en allerhande gemeene dade. Pas toe nou praat hier in my gesin. Hier's baie gemeene dade hierso. Mense wanneer dit rof begin gaan en mense begin bose dinge aanvang, omdat hulle geestelik stomp is. Yes. Hulle word beheer deur hulle vleeslike omstandighede en hulle vleeslike omstandigheidsgedagtes. Vleeslike wandel word deur die vleeslike gedagtes veroorsaak en beheer. Dis waar dit vandaan kom. Jou gedagtes bepaal hoe jy jou omgewing sien en ervaar. Vleeslikheid veroorsaak slegte verhoudings, siektetoestande en armoede. En dis wat jou omstandighede vir jou opsal. Nou Galasiërs 5:16 sê Paulus, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees, dan sal die vleeslikheid nie oorneem nie. Halleluja. Nou hier is iets mooi. Die geestelike lewe, as jy geestelik begin raak, dan word jy geïsoleer. Dis die Vader se manier om jou te isoleer van die negatiewe effek van jou vleeslike omstandighede. Dis asof jy soort van geïsoleerd raak. Nou, wie van julle weet, twee lewendige elektriese drade wat nie geïsoleerd is nie, maak sparks. Yes. Kan selfs 'n brand veroorsaak. Ek stem saam. Vleeslike mense voel ook beledig en geïsoleerd op daai ander manier. They feel insulted and isolated. En die geestelike is ons egter geïsoleer en beskerm, want die isolasie is eintlik ook 'n beskerming teen die negatiewe effek van die vleeslike omstandighede. Sê amen. Amen. So jy kan nog steeds in jou omstandighede wees, dit kan nog steeds moeilik wees, maar moet jy nou geestelik begin raak, is dit asof jy 'n isolasie het, 'n omhulsel het. Ander woord is encapsulate. Jy is geïnkapuleer. In kappies soos in hakies gesit. Die drade is toegemaak, die drade is geïsoleer. Dit gaan nie kortsluitings veroorsaak nie. Dis bedoel as jy nie kortsluitings in my huis. Net sparks maar baie. So 'n veilige geïsoleerde plek is vir my Psalm 91. Die skuilplek van die Allerhoogste, onder die vlerke van die Gees. En nou is dit binne in jou die ark van die verbond wie Christus is. So daai beskerming, daai veilige plek is binne in jou. So wanneer jy geestelik begin raak, dan is jy gereeld in jou veilige plek. Jy is geïsoleer.
teen geïnsuleer, ekskuus, dis persoon nie help my nou. Jy's nou geïnsuleer op die regte manier, sê amen. En nou raak jy nie geïsoleer. Want mense wat onder omstandighede is, voel sleg oor hulle self en dan kruip weg. Mense wat goed voel oor hulle self, kom uit. Yes. En sing en is vriendelik en geniet die lewe, sê amen. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek so geïsoleerd was. Jy was 'n tuisenaar. Ja, ek het geïnsulted gevoel. Maar toe nie het my heel tyd geïnsult. Nee, sê jy. Insult, jy. Nou is ek geïnsuleer. Maar ek wou nie eens winkels toe gaan nie. Ek het altyd daar gestop en sê ek gaan koop. Gaan sy nou in, gaan doen sy nou 'n ding daar binne. Maar weet jy nou wat? Toe ek vrykom en meer geestelik begin raak. Toe ek deur die Gees beheer word en geïnsuleer word. Ja. Geïnkapuleer word. Veilig gevoel word. Ek is beskermd gewees. Was ek nie meer bang vir mense nie. En ek stadig ontwikkel in die een wat nou oor ons ingaan, oor ons alles doen, wat ek geniet het om tussen mense te wees. Amen. Ek is nie meer bang vir mense nie, ek skrik nie vir mense nie. Amen. Want ek is geïnsuleer. Amen. Deur die Gees. Kom na al die geestelike mense. Amen. Die oorwinning lê in die geestelike. Amen. Daarom beywer jy om meer geestelik te raak. Dis die oplossing. Sê almal geestelik. Geestelik. Nou gaan ek vir julle die pad beduie na geestelikheid. Wie wil hoor? Amen. Okay, kom volgende Sondag terug. Excuse? Dan sommer nou. En hierdie is dan ook die evangelie aanbieding, die goeie nuus, die blye tyding aanbieding wat jy dan kan gebruik. Nie net vir jouself, maar vir die mense in jou lewe. Ons is mos goeie tyding verkondigers. Is ons nie? Nou hierdie begin met 2 vrae. Sê almal 2 vrae. Gaan julle dit onthou? 1 en 1 is 2. 2 vrae. En dit gaan ook eindig met 2 vrae. En tussen hierdie eerste 2 vrae en die laaste 2 vrae is daar 5 padtekens. Amen. Wat die pad gaan aandui na jou wonderlike geestelike lewe. Vraag 1, wie wil hoor wat vraag 1? Wat jy van iemand kan vra. Dit is so maklik as om net 'n vraag te vra. 'n Intelligente vraag te vra. 'n Hoë geestelike vraag te vra. En die vraag is vir iemand wat jy die vraag vra. Is jy seker dat jou saak met die Here reg is? Dat jy die ewige lewe reeds besit. Hou van hierdie gedeelte. Dat jy die watse lewe? Ewige lewe reeds besit. Nou ja, wat mense gewoonlik doen op hierdie vraag, hulle sal ontwykend antwoord. Van die baie antwoorde wat ek al gehoor het, ag, 'n mens kan nooit seker wees. Hoe gaan 'n mens seker wees? Om het eers eendag doodgaan, dan sal jy weet. Dis 'n bietjie lank om te wag. Om uit te vind jy is toe nie reg. Die tweede vraag wat jy hom nou vra, gaan hom uitbou. Gaan trefkrag hê. Wie wil weet wat sê die tweede vraag? Yes. Die tweede vraag is, meneer, mevrou, as iemand jou sou vra, hoe kan ek God vind? Hoe kan ek God vind? Wat sal jou antwoord wees? Nou, as jy bijvoorbeeld hier nou op die pad ry, en skielik kom jy vir ongeluk af. En die kar is uit mekaar gebreek, en hier lê die mense so in die pad. En jy die inhoud wat jy bekom, en sê, meneer, is jy okay, is jy okay? Gryp hy jou arms vas, jou hande hier om die pols. Hy sê, help my, ek is besig om te sterf. Jy sê, die persoon is besig om sy laaste asem te haal. Help my, ek is onseker oor my ewige lewe. En dit gebeur elke dag. Sal jy reg wees om die persoon te help? Ken jy die pad? Kan jy die pad bedui? Amen. Dis 'n beroep.
kan jy vinnig daai persoon help om pad te vind vir die ewige lewe. Hierdie vraag sal jou vinnig laat besef, as jy nie die pad vir iemand anders kan bedui nie, Of weet jy self nie. dan is jy nie seker nie, en het jy baie moontlik glad nie, reeds die ewige lewe nie. As iemand in die dorp jou vra, en jy is in 'n vreemde dorp, jy ken nie die plek nie, dan vra jy, waar is Kentucky? Ken jy Kentucky? Waar is Kentucky? En jy kan nie die pad bedui nie, dan kan jy net sê, ek weet nie. Maar as jy in die dorp nog vir baie jare bly, jy ken jou dorp, en niemand vra vir jou, vat nou ons dorp hier so, en jy is daar voor, sê nou maar een van die apteke, en iemand sê, ag, sê vir my net, waar is Kentucky? Ja, sekerlik, want jy weet presies waar is Kentucky. Jy sal sê, ry in hierdie straat, by die eerste tweede stopstraat, draai jy links. En dan ry jy weer, dan kom jy nog 'n stopstraat, want ons is so baie 4-rigting stopstraat, sê 4-rigting stopstraat. Daar draai jy regs, Yes. en dan op die hoek, daar vind jy Kentucky. Want jy weet, jy ken die pad na Kentucky. Sê amen. Net so, leer ons jou nou, om die pad te ken, en die pad vir iemand anders te bedui. Na die Wie wil Vader. graag leer? Yes. Die pad na die Vader, die pad na die geestelike lewe, om geestelik te raak. Wie wil graag geestelik raak? Yes. Nou, padteken nommer 1, hier kom dit. Geestelike geboorte, Yes. nuut geboorte, geestelike wakker word, sommer almal so saam kan. Aan 'n woorde, pad 1 na geestelikheid, is geestelikheid. Dis jou pad. Jy kan nie by God uitkom as jy nie geestelik raak. Gaan nou kyk, hoe raak ek geestelik? Want God is gees, Oh, yes. sê amen. Amen. Om met ons hemelse Vader kontak te maak, moet ons geestelik wakker word. Amen. Want jy is ook 'n gees. Ek kan nie met jou Alles spokie. Jy is ook 'n gees. Ja. Hulle, die Here het jou so gemaak. Die Here het jou gemaak, 1 Tessalonisense 5:23, en dink dit is Hebreërs 4 vers 12. Gees en siel en liggaam. Sê amen. Belangrik dat jy die verskil gaan verstaan tussen gees en siel, en daarom gee ons vir jou die raamwerk wat jy kan gaan bestudeer, die les om vir mense dit mee te help, raamwerk 8, les 8. Julle kan gerus weer 'n bietjie na julle les 8 gaan kyk. So die Here het jou bekwaam gemaak, Kolossense 1:12, in die gees, om te kan intune in hom die gees is. Sê almal intune, dis inskakel, né? Amen. Jy het 'n bekwaamheid in jou, omdat jy gees is. Want die Vader het jou so gemaak, om te kan inskakel in jou hemelse Vader, wat gees is. Jy moet net uit jou kop uitkom. Jy moet net uit jou omstandighede uitkom. Jy moet nou geestelik raak. Nou hier is iets anders wat ek sommer hier kan roep, Jesus sê, my woorde, Johannes 6, is gees en lewe. Hierdie woord wat jy vermoere hoor, is gees. En wanneer jy hierdie woord vermoere aanneem en jy vat dit, want die woord is Jesus. Ja, amen. En hoe meer woord jy hoor en hoe meer woord jy begin geniet en vir jouself vat, en jy eet hierdie woord, hoe meer geestelik raak jy, want dit is 'n geestelike woord, sê amen. Amen. En hoe meer geestelik jy raak, hoe meer is jy geïnsuleer teen die negatiewe effek van jou negatiewe omstandighede. Jy's hoor. Dis asof die omstandighede nou nie meer jou pla nie, want jy is jou omstandighede bietjie druk en vlug jy dadelik in jou veilige vlugplek in. Psalm 91, jy's in die gees. Amen. Jy vlug in die toring in. Nou jy daai, ek weet nie waar dit nou presies staan nie, maar hy noem die naam van die Here is 'n veilige toring. Die regverdiges hardloop daarin en word beskik. Hoe gaan daai bietjie pastoor Willie? Blessed be the name of the Lord. Ja, blessed be the name of the Lord. Blessed be Be the the name name of the Lord. Blessed Be be the name of the Lord, Most High. Name of The the Lord
a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. Amen. The Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. Saved, beskerm, geïsoleer en kapeleer. Stem julle saam? Hoe kan dit moontlik wees dat jy moeilike omstandighede het, alles gaan verkeerd, tog glimlag jy, jy's bly, want weet jy wat, jy leef nie meer uit die omstandighede uit die vlees uit nie, jy leef uit die gees. Jy's in die gees, beskermd en verborgen. Maak saak hoe moeilik dit gaan, hoe rof dit gaan nie, hoe erg die storm is nie, jy bly rustig, want jy's in die Here. Yes, hallelujah. Die pad na die Vader is gees, sê almal gees. Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid moet hom gees en waarheid aanbid. Bid is om geestelike kontak te maak met die Vader, in verbinding te kom, in te tune op die Vader se frekwensie van liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld, sê amen. Johannes 3 vers 1 tot 8, en daar was 'n man uit die Fariseërs, met die naam van Nicodemus, 'n owerste van die Jode, 'n dominee of 'n pastoor van daardie tyd. Hy is nou 'n geestelike leier veronderstel om te wees. Hy het in die nag na Jesus gekom, want hy was skaam, dat die ander mense sou sien, hy gaan na Jesus toe. En vir Jesus gesê, Rabbi, ons weet dat jy 'n leraar van God is, en dat hy van God kom, want niemand kan hierdie tekens doen, wat u doen as God nie met hom is nie. En nou staan hy reg, hy wilde hê Jesus moet hom verduidelik. Hoe kan hy ook sekere tekens aan wonderwerke laat gebeur? Maar Jesus ignoreer sy vraag heeltemal op die oog, maar eintlik nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou Nicodemus, as iemand nie weer geestelik gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Die woordjie weer is eintlik nie daarin nie. Die regte vertaling is gegenereer, beteken nie gebore, geestelik gebore. Want die koninkryk is 'n geestelike onsigbaar van die natuurlike oog. Nou kyk nou hoe reageer Nicodemus op wat Jesus gesê het. Nou sien ons sy vleeslike omstandigheid denke. Hy is veronderstel om 'n leier te wees van die mense, 'n geestelike leier. Maar kyk nou hoe antwoord hy. Wie van julle weet dat uit die mond van mense kom die waarheid? Jy kan 'n paar woorde wat mense praat, kan jy dadelik agterkom, is die persoon in omstandighede gehul, of is hy in gees? Yes. Sê hy net? Amen. Is hy in geloof, of is hy in ongeloof? Is hy positief in die Here, of is hy negatief? Praat hy net die omstandighede? Jy kan dadelik agterkom in 'n paar woorde, wat 'n persoon spreek, of is hy geestelik, of is hy vleeslik. En daarom jy as kind van die Here, en voltydse bediening, waartoe jy geroep is dadelik gereed, nie om te kritiseer nie, nie om te veroordeel nie, maar om te troos, sê al troos. En jy is opgelei nou, want jy het jouself ingestel daarop, om behoeftes van mense aan te spreek. En wat is hierdie groot behoefte wat ons nou aanspreek? Geestelike stomheid. Mense wat so in die omstandighede is. En jy gaan en jy bring vir hulle die blye boodskap. En jy help hulle om vry te kom van die omstandigheid. Jy help hulle om in die gees te kom, sê hy. Want ons is geestelike mense. En ons bring hulle in dieselfde eenheid waarin ons is. En hoor nou Nicodemus se antwoord. Hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder gaan gebore word nie. Jy sien hoe sien die ou, hy's 'n leier. Hy dink hoe? Ongeestelike goed. Hy is altyd in die omstandighede. Hy dink glad nie is gees. Hy weet nie eens wat is gees. Kom dan. En hy's 'n leier. Daar's baie dominee pastore vandag wat as ek so na hulle luister, dan klink hulle nie, is geestelik. Want hulle praat nie geestelike woord nie. Alle mense. So julle wat nou kan onderskei, julle wat nou die waarheid leer ken, kan onderskei en dadelik weet, hierdie is 'n Nicodemus, ek gaan nie na hom luister. Hallo.
Jesus antwoord vir waar ek sê vir jou, sy het dit klaar gedoen. Hier kom hy. Jesus antwoord en sê vir hom, Nicodemus, so waar, as iemand nie gebore word uit water, dis die woord, sê almal woord, Jesus sê my woorde is gees, sê die gees, die woord, geestelike woord, bring geestelike geboorte. Water en gees, en kan hy die geestelike koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore het, Nicodemus, is vlees, maar wat uit die gees gebore het, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Sê amen. So, wat is die eerste padwyser? Waarmee kan jy iemand help om by die Vader uit te kom? Lei hulle na Jesus. Laat hulle 'n gebed doen saam met jou, sonder hulle daarby kom, en die geestelike wêreld begin ingaan. En ek glo saam met julle en saam met die mense vir wie julle dan bid, en vir wie ek bid, dan gebeur 'n wonderwerk, en daai mense word aangeskakel, geestelik, want dis wat met my gebeur het, dis wat Pastor Miepie gebeur het, dis wat met julle gebeur het, julle kan die dag en datum selfs onthou, toe jy jou hart vir die Here gegee het, en daar het toe begin gebeur, jy is aangeskakel en jy het geestelik begin raak. Wat Jesus vir Nicodemus sê is, Nicodemus om geestelik te kan raak, en geestelike dinge te kan verstaan, moet jy geestelik nie gebore, geestelik wakker word. Dis die eerste stap op die pad na die Here, na ons hemelse Vader, is geestelike geboorte. God is gees, en die pad na God is 'n geestelike pad. Jy maak kontak met jou gees, met God se gees. Inteendeel, jou gees is reeds aan God se gees verbind, al besef jy dit nie. Die feit dat daai persoon al is onder sy omstandighede, en dan leef hy vleeslik, praat vleeslik, daai persoon leef, stem julle saam? Toe jy so was, het jy geleef. So wat was die lewe binne in jou? God se lewe. Want jy is gees. God se gees lewe in jou, was daar. Dis net jy is stom, en jy is dof, en jy is dig, en jy kan nie die gees sien nie. Maar wanneer die wedergeboorte plaasvind, dat die nuutgebore geestelike plaasvind, dan begin jy wakker word. Sê amen. Amen. Wow. Nou, dit is baie belangrik. Hoe meer jy hierdie les, hierdie raamwerk aan iemand gaan aanbied, en iemand na Jesus te lei, hoe meer werklikheid gaan dit vir jou word. Amen. Amen. Efesiërs 5:14. Daarom sê hy, word wakker, sê almal, word wakker. Stap die persoon langs en sê word wakker. Daar is wakker. Ontwaak jy wat slaap, en Christus sal oor jou skyn. Staan op by die dode, en Christus sal oor jou skyn. Ja. Siel verstaan kan God nie verstaan nie. Kan hom nie begryp. 1 Korintiërs 4:14, maar die natuurlike mens, die vleeslike verstand, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is van dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So mense wat wegbly van 'n geestelike plek, soos hier die geestelike woord kry, het in die verstand verval, onder die omstandighede. Dis verantwoordelik vir skorings, hoor jy moenie my pla nie, ek is besig. Hoor jy moet my nie pla nie, ek het nie tyd om my dinge gedoen te kry nie. Sondag is die enigste dag wanneer ek dit kan doen, en ek moet rus. Hoe dwaas kan 'n mens wees? Dit is 'n bewys dat daai persoon geestelik stomp is, en eintlik in armoede is. So wat moet jy doen? Nie oordeel nie, nie kritiseer nie. Gaan bied vir hom my boodskap. Vir hom of vir haar. Sê amen. Ja, my mense, my lewe is so hardvochtig, hulle my vloek. Wel, dat het Jesus ook gevloek, en Jesus het aangehou. Ek is nie skaam vir Jesus nie. Ek sal ander vir jou dit sê, en ander vir my en familie en my vriende te sê, hulle hou nie daarvan nie. Eendag gaan dit deurbreek, sê amen. Eendag gaan hulle uit hulle valse isolasie uitkom, en hulle gaan geïnsuleer wees deur die Vader se beskerming. So hou aan, moenie ophou nie. Moenie skaam wees. Hy sê julle skaam vir my woorde, sal ek my ook skaam vir julle voor die engele.
Nou, ons is klaar met die eerste padteken. Dis 'n groot padteken, hè. So wat is die eerste padteken? Kan iemand vir my sê? Ek moet geestelik nie gebore word. Wakker. Dit help nie jy deel met iemand verder nie, as hy nie eers geestelik wakker is nie. Sê amen. Amen. Dis waar alles begin, jou kontak met die Here, jou verbintenis met die Here. Die tweede padteken is glo, sê almal, glo. Hier's 'n groot een. Ek het hom met groot dik letters hier geskryf. En toe het ek sommer bygeskryf, vat en ontvang. Iemand wat glo, vat. En dan ontvang jy. Wat vat jy van die woord? Wie vat jy die woord vanmôre? En die woord is geestelike woord. Dis Jesus woord. Wie neem dit aan? Want as jy dit aanneem, neem jy Jesus aan. Wat moet ek doen dan om geestelik gebore wakker te word? Glo dat jy reeds ingetrek is in die 3 dae kruisoperasie en dat jy ingesluit is in die 6 dinge wat daar gebeur. Kruising, dood, begrawe, lewendig word, opstaan en sit. Wie wil dit glo? Nou maar weet niks daarvan nie. Waar begin dit glo? Jy was reeds in. Wat belangrik is, dit wat jy nooit kon regkry jouself nie, het Jesus klaar vir jou reggekry. Vir jou en as jou. Ek het dit groot dik letters geskryf, vir jou en as jou. In die 3 dae kruisoperasie was jy saam met hom. Wie wil dit glo? Die woord sê. En dit staan vir ons ken dit al baie goed. Johannes 12 vers 32 en 33. Kolossense 2 vers 12, omdat jy saam, sê almal saam, met hom begrawe is in die doop, waarin jy ook saam opgewek is deur die geloof, sê almal geloof. Jy sien, dis nie iets wat jy werk nie, dis nie iets wat jy moet verdien nie, dis iets wat jy nou hoor. Jy hoor dit vloot, jou oor hoor dit. Ek is saam met hom, Jesus het my ingetrek. En hier sê Paulus, hy bevestig het saam met hom. Lag weer. En dis nie iets wat jy voel nie. Jy voel dit glad nie, sê pastoor Mendy. Dis iets wat jy glo, sê almal weer glo. By mense. Hier is 'n belangrike padteken, glo. Amen. En geloof is uit die gehoor, Romeine 10 vers 17, en die gehoor is uit die woord. Die woord wat jy nou hoor, produseer geloof. Amen. Okay. So jy het klaar. Die werk wat jy nie kon doen nie, het Jesus klaar vir jou gedoen. Vir jou en as jou. En nou is dit 'n geskenk vir jou. Die werk van 'n geskenk, niemand nie. Jy sê net dankie. Amen. Efesiërs 2 vers 5 en 6, ook die julle dood was deur die misdaad, het hy lewend gemaak. Saam, sê almal saam. Saam met Christus uit genade is julle gered. Saam, sê almal weer, saam. Saam opgewek. Saam laat sit in die hemel in Christus Jesus. So waar sit jy nou? Veilige plek. In die mees heiligste plek. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, dis wat daar staan, sal vernag in sy skaduwee. En dan sê hy vers 4, skuil onder die vleuels van die Here. Ark van die verbond Christus nou binne in jou. Die plek wat jy vind, die skuilplek, waar jy geïnsuleer en gekapeleer is, veilig is, beskerm is binne in jou. Maak nie saak waar jy beweeg nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Woep, jy gaan net vandag in en jy is veilig. Amen. Jy is geïnsuleer, geïnkapeleer. Jy is waterproof, man. Jou drade gaan nie die mekaar raak en sparks maak. Sê amen. Amen. Maak nie saak hoeveel sparks en omstandighede vir jou gooi nie. Jy is geïnsuleer en geïnkapuleer. Omdat jy in die gees is, sê almal gees. Yes. Glo dat hy die werk vir jou en as jy klaar reeds voltooi het. Dit wat ek en jy nooit kon regkry nie, het hy vir ons almal klaar gedoen en vir ons as 'n geskenk gegee. Al wat nou oorbly is glo, sê almal glo. Nou, ek het gesê glo, vat en ontvang. Nou weet julle baie mense, moenie al my vat nie. Of as jy nou hierdie lesvriend gaan aanbied en sê nee jong, ek wil dit nie hoor nie. Moenie aan my oorvat nie. Los my. Ek steel net nie aan sulke mense, ek hou aan vatterig aan.
Op 'n mooi manier, geestelike manier. Amen. Nou, dat my dink aan Tannie Murphy. Pastor Mickey in hierdie week vertel vir my hierdie oulike verhaal wat sy dalk gelees het. Dis 'n tannie van 96 jaar oud in 'n sekere ouerhuis. Daar kom 'n oproep na 911 toe. En hulle moet tog dadelik uitkom met die ambulans. Hierdie tannie het nou geval. Sy het van haar motorbike afgeval. Haar scooter. Weet jy wat soek die scooter by die ouerhuis? Sy ry seker almal by die ouerhuis en pla almal met haar motorbike. Want sy het haar hele lewe lank het sy motorbike sy. Nou sy 96. Dan kom die paramedici daar. En hierdie ouetjie is 'n baie oulike seun en hy het pragtige blou oë. En hy sê, Tannie, wat het gebeur? En hy lê sy nog daar op die grond. Sy sê, help my net, maar moenie my vat nie. Niemand vat aan my. Hy sê, maar Tannie, ek moet jou help. Ek moet kyk waar het jy seer gekry. Hy sê, Tannie, ek hoor die motorfiets het jou het afgeval. Sy sê, ek het nie afgeval nie, die ding het my afgegooi. Nou wat gebeur is, dit blijkbaar teen 'n klip vasgery en toe swing die wiele vooraan. Nee, sy val nie af nie. Die ding het haar afgegooi. Sy ry haar hele lewe motorbike, sy weet wat 'n motorbike is. Sy Tannie, asseblief, laat ons jou net help om stoep in te kom. Want hierdie huise waarin hulle gebly het, hierdie ouerhuis wat sy gebly het, was hierdie eenhede, hierdie huisies wat so apart staan. En sy het nou haar huisie daar gehad. Nou help hulle haar nou uiteindelik toe nou help hulle haar die stoep op en nou baal en ek ons kom stamp hulle maar van haar goedjies en daar's sulke goedjies wat so van die dak afhang, jy weet, daai goedjies, Tannie het baie goedjies. En nou stamp hulle van die goed uit die pad. Sy sê, moenie al my goed vat nie. Maak reg alles wat julle nou uit die pad gestamp het, so maak reg, dis my goed. En uiteindelik het hulle nou sê, hy sê, Tannie, ek moet nou kyk, ek sien jou voete seer, jy skrippel. Wat kan ek nou doen? Vat nie aan my. Uiteindelik, want toe sy nou so mooi kyk met sy mooi blou oë, die jong man, toe begin sy nou sag raak. Nou die Tannie het daarom nou nog 'n hart vir 'n jong man met mooi blou oë. Sy sê, okay, jy kan my vat, maar niks hoor as my dieg nie. Want toe is hulle nou die langbroek wat sy nog aan stukken sny, sien hy daar's 'n lelike sny op haar voet. Nou, ek weet van baie mense wat sal sê, moenie my vat nie. Hoor jy, ek wil aan jou iets kom bring, 'n wonderlike boodskap. Moenie aan my vat nie, want ek vat nie daar nie. Mense, jou eerste stap is, jy moet begin vat. Glo, vat en ontvang, sê amen. Laat my dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, met Markus 5 vers 25 tot 34. En sy het van Jesus gehoor. Nou bloedvloeiing het sy al 12 jaar gehad. Sy het baie onder geneesheere geluister, amper alle geld op verloor. Maar nie gesond geword. En as hulle bloedvloeiing gehad het, was hulle onrein. Niemand kon aan hulle vat nie, en hulle kon aan niemand vat nie. Maar sy het van Jesus gehoor. En sy het van haarself gesê, as ek net, en die oorwin sy, die begin sy geestelik raak. As ek net aan sy kleed kan vat, die soem van sy kleed kan vat, sal ek gesond word. En toe sy tussen die skare deurgegaan en sy het probeer haarself seker verbloem en niemand daar sien nie, want sy was seker bang om aan enigiemand te raak, want hulle kon haar gestenig het, as hulle uitgevind het, sy is onrein as gevolg van die bloedvloeiing en sy vat aan raak aan mense. En toe sy uiteindelik by Jesus kom, wat in die skare beweeg het, toe val sy wat neer en sy gryp. Sy het nie net gevat nie, sy het sommer gegryp. So van sy kleed. Toe oorwin sy oor haar vatloosheid. Sy dan, moenie aan my vat nie. Toe vat sy. En Jesus het dit nie geweet nie. Maar hy het die krag gevoel wat uit hom uitgaan. Yes. Wat staan hy en hy is verstom. Hy sê, wie het my aangeraak? Hulle discipels sê, Here, hoe kan jy so vraag vra? Almal raak er nie. Jy is groot vol mense om nie. Hy sê, nee. Jy het iemand aan my geraak. Wat glo, sê almal glo. Wat geloof het. En toe die vrou agterkom en sy is op die grond daar,
En sy kom toe agter maar haar bloedvloeiing dadelik genees. Sy voel die krag van die Here wat in haar aangekom het. En toe sy dit sien, Jesus het haar nou uitgeval. Die gevattery. Toe sê hy vir haar, vertel sy die hele storie. Toe sê hy vir haar vrou, hierdie is vir my so mooi. Dis baie mooi. Hy sê, dogter, jou geloof, sy almal geloof, het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Wees van jou geïsoleerdheid genees. Amen. Wees van jou eensaamheid genees. Amen. Van jou siel. Want jy het gevat. Amen. Want sy het vir haarself gesê, sy na kop het begin regkom, as ek net kan vat. Mense, as jy 'n persoon is wat geïsoleerd is en jy is bang vir mense, kom nou, hier is die pad na die Hemelse Vader. Hier is die pad na die plek toe wat jy tot jou volle reg kan kom, as kind van jou Hemelse Vader. En jy het nie nodig om bang te wees vir jou omstandighede en vir mense nie. Al wat jy moet doen is, glo nou, dat die prys reeds vir jou betaal is. Die bloed reeds vir jou gevloei het. Die 3 dae kruisoperasie waarby jy reeds ingesluit is, glo dit. Jy was deel daarvan. Dit wat jy nie kon doen en reg kry nie, het hy klaar vir jou en as jou gedoen. Wie wil dit glo? Amen. Markus 11 vers 24 sê Jesus, wanneer jy staan en bid, as jy iets in gebed vra, glo dat jy dit reeds, die nuwe vertaling, Afrikaanse vertaling is mooi, glo dat jy dit reeds ontvang het. Sien, glo reeds ontvang. Wie wil nou vanmôre glo dat dit reeds gebeur? Jy was in die 3 dae kruisoperasie. Yes. Die het saam met hom lewendig geword, saam opgestaan, saam sit, rus jy nou in sy voltooide werk. Dis klaar gedoen, wie wil dit glo? Amen. Vat dit, sê amen. Sê ek vat vanmôre. Sê almal saam met my, ek vat vanmôre. Ek vat. Kom mense, preek saam met my. Raak ek sat saam met my. Ek vat. Amen. Nou, hier is die 3de padteken. Kan ek nog 'n bietjie aangaan, is julle nog reg? Mooi. Wat is die eerste een? Geestelike geboorte. Ja. Gees, jy moet in die gees kom. Jy kan nie by God uitkom as jy nie by die gees kom nie. Dit is al begin verdwyn. Dan die tweede een was glo. Die derde een is bekeer. Hier 'n groot woord. Bekeer. Wat bekeer beteken en wat dit doen. Eerste, wat beteken bekeer? Bekeer beteken, is die Griekse woord metanoia, 'n besluit om van sienswyse te verander. Van wat se sienswyse wil jy verander? Die sienswyse God is ver, na sienswyse God is baie, baie naby. God is inteendeel, Jesus het hom verklaar, is nou binne in ons. Sy naam is Immanuel, God met ons. Matteus 1:23 sê amen. So waar is die Vader? Hy was nou my omstandighede en die gemors van ek is, God is baie ver. Maar ek het goeie nuus vir jou. Mooi so dat ek dit snap. As jy in die gees kom, is hy baie naby. Hy's in jou. Ja, maar wat vir jou omstandighede? Dan maak jy omstandighede nie saak. Sê amen. Die omstandighede het hulle sy stem verloor. Die omstandighede skree nie meer vir jou. Ja, my omstandighede is nog daar. Nee, dit is daar, ja. Maar jy is geïsoleer, geïnkapuleer teen die omstandighede. Sê amen. So wat doen bekering? Wat is bekering? Verander jou sienswyse. Wat moet jy verander? God is nie ver nie, God is hier. Hy's nou by jou. Hy's nou binne in jou. Wat doen bekering? Wat doen dit as jy jou sienswyse begin verander? Dit verander eienaarskap. Wie was die eienaar van jou lewe, die omstandighede? Jyself, selfsug, eie belang. Jou eie slim denke. Jou goed, jou besittings, was jou omstandighede. Dit was jou eienaar. Iemand wat vreeslik erg is oor sy kar byvoorbeeld.
As iemand net waag om te naby in sy kar en sê, nie so naby in my kar. As iemand waag om jou op sy kar 'n skrapie te gee, dan is die God gaar. Hallo julle. Want sy kar, sy eiendom, haar kar, haar eiendom, is wie hy is. Want nou sê dit nie meer jy is. Met ander woorde, dit besit jou. So wie is jou eienaar? So wat doen bekering? Verander eienaarskap. Want hy het die ryk jong man toe na Jesus toe gekom het, te sê, Here, ek doen alles wat ek kan doen om by God uit te kom. Ek hou al die gebooie, en ek hou dit en ek hou dat. Jesus sê, okay, dis baie mooi. Hy sê, ek sê jou wat jy moet doen. Daar's nog een ding wat jy kort kom. Gaan, raak ontslae van alles wat jy het. Verander eienaarskap. Gee alles weg, verkoop het, gee het vir die armes, die geld. Kom hier, volg my. Maak my die eienaar van jou lewe. So wat doen bekering en verander eienaarskap? Romeine 14 vers 8. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort, sê almal behoort aan die Here. 1 Korintiërs 3:23, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. 1 Korintiërs 6:19-20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon nie, want julle van God ontvang het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Yes. Maar julle behoort nou aan hom. Yes. Wie wil dit vat vanmôre? Amen. Amen. Wie wil sê ek hierdie oomblik nou oorhandig ek eienaarskap? Amen. Ek gaan ophou my. Jou lewe is reeds in hierdie gemors omdat jy die baas was. Jy was die eienaar. Kyk wat het jy aangevang. Kom, gee dit nou weg. Verkoop dit en laat dit gaan. Amen. Maak hom die eienaar. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Ons sê 1 Korintiërs 6:19-20. Nou ja, ek weet nie vir wie hierdie een vertel van die jong man met die dubbel verdiepinghuis. Miskien net so vandag. Hy sit in 'n diens soos hier en hy hoor hierdie woord wat julle vanmôre hoor. Hy sê, okay Here, ek maak julle 'n deal. Ek het hierdie dubbel verdiepinghuis, jy kan die boonste gastekamer kry. Maar die res van die huis is myne. Ek wil dit self beheer. Jesus sê, right, is goed, ek sê die kamer wat jy my gee. Volgende dag is daar hard geklop by die deur. Jongman hardloop af met die trappies. Gaan na die voordeur toe, maak die deur oop, hier staan oop duiwel. Hy wil die deur vannacht toeslaan, waar die duiwel stap die deur uit die pad het, en die duiwel begin hom pengel met, en begin hom slaat. En die jongman val daar op die grond naderhand, die duiwel loop toe naderhand, gee pad. En Jesus kom daar staan boop by die trap en sê, jongman, is jy okay? Hy sê, Jesus, ek het jy dan in my huis aangenooi. Hoe kan jy toelaat dat die duiwel my so stikkel slaan? Jesus sê, jongman, jy het my net die gastekamer gegee. Dis al wat ek beheer het. Jy het nog steeds beheer. Jy is eienaar van die rest van jou huis. Die jongen sê, okay, Jesus, ek maak jou weer 'n deal. Misschien ons sal deals maak met die Here. Ja, jy kan. Mens, daar is nie 'n deal nie. Wie vertrou die Here? Wie glo die Here? Glo is vertrou. Gee hom jou hele lewe. Kom nou. Amen. Hy sê, ek maak 'n deal. Ek gee jou die hele boodskap. Jy sê, dit is goed. Volgende dag weer 'n harde knars. Klop aan die deur. Jongman gaan na die deur toe, maar hierdie keer baie huiwer. Hy maak die deur net so skuif, skreef hy oop, want hy is baie bang. Hy sê, dis weer onduiwel. En hy probeer die deur toedruk. Hierdie keer skop onduiwel sommer die hele deur af. En duiwel nou gaan dit rof. Julle ken hierdie rofspieelgevegte. Duiwel gryp hom. Hy tel hom bo in sy kop. Hy spin hom so rond in die lug. Hy gooi hom, hy klim met hom so half teen die trappe op. Hy gooi hom af, dat hy daar val. Hy dik vaar van die trappe af, soos 'n rofspier, bo op. Val hom dus mis. Nou is die jongman sluk van hom uit. Toe loop hom duiwel is. En
En toe die jongman sy oë so skreefies oopmaak, so op 'n denkelike toestand. En hy kyk so op en hy sien, daar staan Jesus weer bo aan die trappe. Hy sê, Jesus, kyk hoe lyk ek. Het jy nie gesien hoe die omstandighede my gekarnuffel het nie? Ek is stikkend. Ek kan nie meer nie. Jesus klim van die trappe af na die jongman toe. Hy sê, jongman, ek sê jou wat, ek sien jy sukkel. Geef my jou hele huis. Maak my die eienaar van jou hele lewe. Yes, amen. En die jongman sit tussen sy skreefies oor toe sê, ag Here, ek het nog niks meer oor. Ja, vat tog alles. Sê almal vat. Vat alles. Kom ons moet vat, mense. Volgende dag sal weer 'n harde klop aan die deur. Nou weer die jongman. Hy's aarzelend, hy wil nie na die deur toe gaan nie. Volgende oomblik is Jesus daar en Jesus druk hom uit die pad uit. Jesus sê van, hoorie, dis mos nou my huis sê. Jongman, jy het nie meer nodig om die deur oop te maak. Yes, amen. En Jesus maak die deur oop, nie op beskryf nie. Hy maak die deur groot oop. En die staan hy al sy glorie soos Openbaring 1. Amen. Sy gesig skyn soos die son. Halleluja. Sy hare soos wit wol. Amen. Sy klere lang wit kleed en goue gordel. Sy voete soos koper wat smelt in 'n oond. Hy sê, kan hy help? En die duiwel skrik homself boeglam, hy val daar op die grond. En terwyl hy so val op die grond lê, skuif hy so agtertoe en hy ver genoeg weg gespring en op en hy hol soos 'n kat weghardloop vir 'n bulldog. En Jesus maak die deur toe en Jesus sê, nou jongman, sal dit goed gaan met jou. Want ek is die eienaar van jou hele huis, van jou hele lewe. Kom nou mense, kom nou. Kom ons gee eienaarskap van Jesus. Amen. Die 4de padteken na die Vader is apartgaande aksie. As jy die woord wat jy vanmôre hoor vat en dit met iemand anders gaan deel nie, gaan hierdie woord nie 'n werklikheid vir jou wees nie. Wanneer jy hierdie gaan vat, hierdie raamwerk, hierdie gereedskapsraamwerk, jy gaan bied dit aan vir jou mense in jou huis, vir jou bure, vir oral vir jou mense wat saam met jou werk, en jy is nie skaam vir Jesus nie, gaan vertel vir hulle hierdie goeie nuus. Of weet jy wat kan jy doen? Vat hierdie les van vanmôre en stuur dit vir hulle op hulle WhatsApp. Ek stuur dit in 4 kort dele en jy kan dit vir hulle stuur. Ja, my boodskap opslaan wees. Vat. Amen. Vat, wie wil vat? Amen. Begin jouself boodstel. Laat almal weet jy behoort aan die Here. Amen. Gee vir hulle hierdie boodskap. Yes. 4de padteken, gepaardgaande aksie. Die belangrikheid van gepaardgaande aksie. Die belangrikheid hiervan word breedvoerig verduidelik in die gereedskapraamwerk nommer 1. Almal is geroep vir voltydse bediening. Geloof vind voltooiing wanneer ons doen wat ons glo en sê. As jy doen wat jy glo en sê, gebeur die volgende: ware verandering en ware groei. So kan ons tot ons volle reg kom as ons Vader se kinders van sy liefde. Psalm 1, die boom wat geplant is met waterstrome, dis wat jy word, wat die vrugte gee, van Galasiërs 5:22 op sy tyd. Jy is dan nou daai nuwe skepsel van 2 Korintiërs 5:17. En jy leef dit uit na buite. Want die Here het net daarna staande, Here het die bediening van versoening aan jou toevertrou. So kom nou, gebruik julle gereedskapkas, toolbox, wat ons vir julle gegee het, en gaan vervul die behoeftes. Wat is die behoefte wat ons vervul hier? Geestelike stompheid, mense onder die omstandighede. Ons help hulle om geestelik te word. Ons wys hulle die pad na die Vader. Sê amen. Romeine 10:6-10. Maar die geregtigheid wat deur die geloof sê, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê die geregtigheid? Wat sê dit? Dit sê, naby jou is die woord. Wie hoor hierdie woord vanmôre? Wie gaan dit vat? Wie gaan dit eet? Amen. Dis in jou mond en in jou hart. Dis die aksie wat jy neem. Want hy sê, dis die woord van geloof wat ons verkondig. Jy gaan dit nou ook verkondig. Dit gaan uit jou mond uit begin stroom. As jy met jou mond, staan die persoon langs jy en sê, hy sê jou mond. Met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy
heel gemaak word, sal jy gesond word, sal jy gered wees. Amen. Want met die hart glo tot geregtigheid, maar met die mond. Sien jy die aksie? Sien jy kan sê ek glo, maar as jy niks sê nie, as jy nie optree nie, as jy dit nie gaan aanbied nie, gaan dit nie vir jou begin 'n werklikheid word nie. Jakobus 1 vers 21 en 22. Val met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele heel te maak, gesond te maak, te red. Wat is die ingeplante woord? Dit begin deur dader te word van die woord, sê hy in vers 22, en nie net woord is wat jy self betref. Amen. En sê weer, raamwerk nommer 1, les 1. Vertel vir jou alles van dader van die woord wees. Voltyds beroep vir Christus. Die laaste padteken, die 5de een, wil dit hoor. Die 5de padteken. Ek noem dit padkos. Jy kan toch nie op reis gaan. Jy was my uiteindelik daarom by Kentucky, en daarom een veel bokse kos gekoop daar. Sê amen. Wat is jou padkos? Padkos na die hemelse Vader. 1 Timoteus 4 vers 6. Voed jouself met woorde van geloof. Openbaring 3 vers 20. Sê Jesus, klop in die deur as jy oopmaak sal dit ingaan. En saam met jou maaltyd hou. En hierdie was die toonbrode waarvan hy gepraat het. Toonbrode is teenswoordige brood. Jesus word nou ons teenswoordige, ons geloofsbrood, wat ons eet. Want hy sê, my woorde is gees en lewe, Johannes 6 vers 63. Dis die gees wat lewend maak, die vlees is maar geen nut nie. Die woorde sê Jesus wat ek tot julle spreek. Hierdie woord wat jy verhoor word, is gees en lewe, dit bring jou in die gees. Dit maak jou kop geestelik. Nou kom ons by die laaste 2 vrae. Nou ja, ek begin vir julle gesê, ons begin met 2 vrae, ons eindig met 2 vrae. Vraag 1. Het jy verstaan wat ek sopas met jou gedeel het? Wie het verstaan? Baie van my ja. Het jy verstaan? Ja. As die persoon vir jou op die stadium sê, nee, ek het nie verstaan nie, dan sê jy goed, ek gaan dit weer met jou deur. Nou die raamwerk wat jy op die oomblik het ek aangepas, maar julle kan hom nog steeds gebruik. Maar ek gaan nou uit hierdie les van vanmôre met die padtekens vir julle nog 'n raamwerk wat jy dalk meer sal gebruik vorentoe doen. Wie wil dit graag hê? Want dan gaan hierdie les baie maklik wees vir jou om aan te bied. Dis op 1 bladsy, so 10 punte. Jou raamwerk, jou toolbox. So, vraag 1, het jy verstaan wat ek sopas met jou gedeel het? As persoon sê ja, gaan jy na die volgende vraag. Dus hy sê nee, dan doen jy dit weer oor met hom. Tot hy verstaan. Ja. Vraag 2. Hier is die groot vraag. Wil jy ook, en dit wil ek nou sommer vir almal wat hierdie les luister, vra ek nou hierdie vraag. En vir julle wat hier sit vanmôre. Wil jy nie ook 'n besluit neem om Jesus die eienaar van jou lewe te maak? Wie wil allemaal daai besluit neem? Baie mense wil. Goed. Die wat nie wil nie, sal weer die raamwerk met jou leer gaan. Ja, ek verstoor, ek sal maar besluit neem. Nee, goed. Right. Nou, hier is 'n baie goeie tip wat ek vir julle wil gee. Vra die persoon wat sê ja, ek wil van eienaar verander. Wil jy ook besluit neem om Jesus die eienaar van jou lewe te maak? Ja, ek wil, sê die persoon. Laat hom self bid. Laat haar self bid. Jy hoor die mooiste gebede van mense wat so uit hulle harte uit dan nadat jy hulle die goeie nuusboodskap gebring het. Jesus die eienaar van die lewe maak in hulle eie manier gebed. Maar as die persoon aarzel en die persoon sukkel, kan jy hierdie volgende doen. En nou wil ek hê julle moet sommer almal saam met my hierdie gebed bid. Julle wat ook luister. Almal saam. Here, ek oorhandig die bestuur Ek oorhandig die bestuur van my totale lewe van my totale oor aan U. oor aan U. Dankie Here, Dankie Here, dat U nou die eienaar word dat U nou die eienaar van my hele lewe. van my hele lewe. Dankie Here, Dankie Here. in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. En daarom sê ek ook amen op hierdie les. Amen. Iemand iets gekry?
Baie dankie. So Mintie, wil jy dit sê? Ja, ek wil dalk net een dingetjie sê. Ek wil dalk net een dingetjie sê. Met jou verstand kan jy nie by God uitkom nie. 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. Nou sit jy daar so in jou omstandighede en jy sit en redeneer. Jy sit en redeneer. Met jou peanut brein sit jy en jy redeneer. So en so en so en so en so. Ek gaan so en so en so en so maak. Want so en so en so en so en so en so. Met jou verstand gaan jy nooit by God uitkom nie. Want God is gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En baie keer, wie van julle was al kwaad vir iemand en dan besluit jy, ek gaan nou daai persoon bel en ek gaan hom nou 'n piece van my mind gee. Wie van julle het dit al gedoen? Wie van julle het al gesien agterna, dit was nie so goed om vir daai persoon 'n piece van jou mind te gee. Jy het te min pieces oor. Nee. Dit was dalk jou laaste piece. Dit was dalk jou laaste piece. Maar wat belangrik is as jy so voel, gaan na jou binnekamer toe en gaan insuleer in God se teenwoordigheid in. As jy daar uitkom, dan wil jy nie meer bel nie. Jy wil nie meer 'n piece van hom uitgee nie. Want met 'n mens se verstand kom jy en jy kom in kontak met jou emosies. Ek wil net sê, emosies is nie verkeerd nie. Maar mense, ons gaan God nie dien met ons emosies nie. Soos pastoor Jan sê, hierdie een ou wat almekaar sê, maar ek voel so en ek voel so en ek voel so. Geloof en gevoel is 2 verskillende wêrelde verwyderd. Verskillende pole. Pole, verskillende pole. Geloof is wandel nie in aanskouing nie. As jy wil wandel in aanskouing, dan kyk jy so na die klimaat en jy sê, is dit koud vandag, ek gaan nie kerk toe gaan nie. Dan wandel jy in aanskouing. Of jy kyk na iemand en jy sê, daai persoon lyk nie vriendelik nie, so ek gaan nie vriendelik wees met daai persoon nie. As jy nie 'n gelowige nie, sorry, want jy wandel nie in geloof nie. Ja. Amen. Ons wandel nie in aanskouing nie, ons wandel in geloof. En nou wil ek hê, elkeen van julle moet 'n rolletjie isolation tape gaan koop en hou hom in jou sak. Nee. En dan isoleer jy en insuleer jy jou brein, sodat jy nie sparks laat rondvlieg hier in hierdie omgewing nie. Nou, isolation tape is die regte woord, insulation tape. Sorg dat jy waterproof is, nee? Jy is rustproof, jy is nie roes nie, nee? Jy is shockproof, nee? Jy is basies geïsoleer teen koue en teen erge hitte. Nou, krijg je een rolletjie insulation tape, hou dit in jou sak. En elke keer as iemand jou kwaad maak, dan haal jy die rolletjie uit. En dan sê jy, ek is geïnsuleer. Ek is ge-encapsulate in God. Amen.